Goeiemôre ook van my kant af. My naam is Jaco en dis lekker om hier saam met julle vandag te kan kuier. Ek sit staan sommer vanoggend en dink toe ons daai lied gesing het, Halleluja. Miskien net as jy nie weet nie, Halleluja beteken loof God. So elke keer as jy dit sê, dan beteken dit loof God. So ons is besig met 'n reeks wat ons noem wanneer die liefde werk. Eintlik die hele gedagte van hierdie jaar is ek en jy wat nou onder die koning kom staan het. En ons staan onder sy regeringskap en ons rig nou ons lewens volgens hom in. En nou kom hy en hy sê vir ons, okay goed, dan kyk ons hierdie jaar na Korintiërs 1 en Korintiërs 2, wat moet ons praat oor hoe God na so 'n gemeente toe gekom het en hoe God nou die koning is van daai gemeente. En dan daai gemeente op 'n sekere manier geleef en dan skryf Paulus vir hulle 'n brief en dan sê hy vir hulle, luister, ek wil vir julle sê, daar is sekere goed wat ek in die gemeente gesien het, wat nie ooreenkomstig is as gevolg van die feit dat ek nou onder die koning staan nie, en die manier hoe julle met mekaar werk en die manier hoe jy leef. Want as ek onder die koning staan, het dit 'n sekere uitwerking op my lewe. En dan begin hy, dan sê hy in 1 Korintiërs 12, hy sê, kom ek wys vir julle 'n uitnemender weg, kom ek wys vir julle 'n beter weg. En dan begin hy deur te sê, wanneer julle na mekaar toe kyk en verhoudings het met mekaar, hy sê, hier's die manier hoe julle na mekaar toe moet leef, en hoe julle met mekaar moet werk, is die pad van die liefde. En dan is dit nie hoe ek oor liefde dink nie, maar hoe hy oor liefde dink. En dan kom Paulus en dan leer hy die gemeente hoe hulle nou moet in hulle verhoudings, hoe die liefde werk in verhoudings. Maar dan gaan hy ook verder en dan kom hy in 2 Korintiërs, wat hy die tweede brief van hulle skryf, en dan praat hy met hulle oor, maar hoe werk hierdie liefde, hoe werk hierdie koningskap van God, nou ook deur na my finansies toe. En ons doen een keer 'n jaar, vir die besoekers, sorry daarvoor, maar ons doen een keer 'n jaar, hierdie tyd van die jaar, doen ons elke jaar so 'n reeks, oor hoe lyk dit as ek met my finansies onder die koning kom staan. En hoe dink ek daaroor? En baie keer sê ek altyd vir die gemeente, ek wens as ek met jou oor finansies praat, dan was ek nie 'n predikant nie. Want daar is soveel negativiteit in ons dorp en in ons stad en in ons wêreld, rakende die kerk en rakende finansies. Maar ek wens ek kan net met jou praat en hoor vandag my hart. Ons neem eens offerande in ons gemeente op nie. As ek vandag met jou praat oor finansies, dan hoop ek, jy snap iets rakende wat die Bybel ons wil leer en rakende jou eie persoonlike finansies. Nou is baie interessant dat as jy na die tweede brief van Korintiërs gaan kyk, dan kom Paulus, dan gebruik hy 2 hoofstukke om met hierdie gemeente te praat oor finansies, 2 Korintiërs 8 en 2 Korintiërs 9. Is baie interessant wanneer hy hierdie 2 hoofstukke praat oor finansies. Dan gebruik hy nie een keer die woord geld nie. Want ek dink wat ek en jy moet verstaan is dat finansies gaan nie eintlik oor geld nie. Ons het laasweek gesien, dit gaan eintlik oor jou hart. Dit gaan oor baie meer. Dit het ook nie te doen met, het jy baie of het jy min nie. Want baie ouens sê, as ek baie geld het, dan sal ek saai. Of dan sal ek gee. Dit het eintlik niks daarmee te doen nie. Is baie interessant, wanneer Paulus kom, en wanneer hy hierdie brief geskryf het, skryf hy vir die gemeentes wat in Griekeland was. Onthou, Paulus was die ou wat die boodskap aan die heidense nasies gevat het. Hy het na Griekeland gereis, en daar het hy begin om die evangelie te verkondig. En daar het hy begin, wat gebeur het is, die Jode in Israel, in Handelinge 11 word daar voorspel dat daar 'n droogte vir hulle sal kom. En toe kom die droogte, en nou kry hierdie Jode, hierdie klomp Christene wat nou, hierdie gemeente, kry nou verskriklik finansiëel swaar, want dit het 'n invloed op hulle landbou en op alles. Nou hoor nou hier, onthou, 'n Jood het altyd geglo, daar's net 2 groepe mense op hierdie aarde. Dis die Jode en die nie-Jode. Die Jode en die heidene. En hulle het geglo, die heidene gaan almal na die verderf toe. Hier kom Paulus in Griekeland, en hy verkondig die evangelie aan hierdie klomp heidene. En dan sê hy vir hierdie klomp heidene, ek gaan by julle 'n offerande opneem, 'n fondsinsameling hou. En ek gaan dit stuur na die Jode toe. So wat ek eintlik vir jou wil sê is, die offerande wat hy opgeneem het, onder hierdie klomp Griekse gemeentes,
het baie harder met hierdie gemeente gepraat en 'n baie swaarder gewig gehad, want hulle kon nie glo dat heidene wat tot bekering gekom het, vir hulle geld stuur vir kos nie. Dis die storie. En kom ek lees hom vir jou. 2 Korintiërs 8 vers 1 en 2, net 'n opsomming van laasweek. Ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God, wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is. Ek praat nie van finansies nie, ek praat van genade. Ek praat van 'n liefdesoffer. Ek sien daar's 'n dubbelpunt. En dan onthou nou wat ek laasweek vir jou gesê het, as jy 'n bietjie gaan navorsing doen. Macedonië en die mense van daai gemeente was die armste van die armste mense. Hierdie gemeente kom, die armste van die armste gemeente, en pleit by Paulus. Asseblief, ons wil deel wees van hierdie fondsinsameling, ons wil nie uitmis nie. Kyk, hierdie gemeente van Macedonië, dubbelpunt. Nou verduidelikheid daar, wat is hierdie genade van God aan die gemeente gegee? Dat hulle, te midde van swaar beproewing, as gevolg van verdrukking, want die Christene is baie verdruk deur die Romeine, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Hulle is diep armoedig, maar hulle het 'n groot vreugde omdat hulle die Here dien. En hulle kan nie anderste as om vrygewigheid te openbaar nie. Want dis presies wat God doen. God is 'n vrygewige gewer. God is 'n vrygewige God. Hy het sy hemelse troon verlaat en die gestalte van 'n slaaf aangeneem, sodat ek en jy daaruit kan voordeel trek. Ons leer die generous hart, die vrygewige hart van God, leer ons ken in Christus Jesus. Ons leer dit ken aan die kruis. Nou kom hierdie gemeente en hulle openbaar hierdie selfde gesindheid wat in Christus was, kom openbaar hulle nou. Die genade van God het hulle bemagtig dat die liefde van God, ook wat hulle finansies aanbetref, tasbaar en sigbaar gemaak kan word om te werk. Kyk nou wat skryf hy 'n bietjie verder aan. Ek herinner jou net wat ons laasweek gesê het. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na hulle toe te gaan. Titus en 2 manne het Paulus vooruitgestuur om na al hierdie gemeentes te gaan en die offerandes op te neem. Onthou wat ek laasweek vir jou gesê het, daar was nie banke nie, daar was nie ATM's nie, so ek neem aan die ander 2 manne was redelik 'n groot fris manne. Want jy moes al die geld wat jy by al die gemeentes, moes jy in jou rugsakkie gooi, en dan moet hulle 500 kilometer getravel het, geloop het. Ek sou dit nooit gedoen het nie. Met klomp staal op jou rug, 500 kilometer geloop het na Jerusalem toe. Rowers, al die goed. Moenie sê hulle het nie geweet nie. En die dankoffer wat julle vroeër beloof het in orde te kry, sodat dit gereed kan wees, hoor nou mooi, as 'n werklike dankoffer en nie iets wat afgedwing is nie. As ek vandag met jou oor finansies praat, moenie skuldig voel nie. Ons wil niks van jou hê nie. Ons gemeente het niks nodig nie. Maar ek wil hê jy moet 'n beginsel leer. Dis nie iets wat by jou afgedwing word nie. As jou finansies, jou beursie, jou geld wat jy besit, alles wat jy besit, jy hoef nie te kom en sê, Here, ek wil dit eintlik nie vir jou gee nie, want dit is eintlik myne. Niks by jou afdwing nie. Hoor nou, die punt is, wie karig saai, sal karig oes. Wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Hoor nou mooi, laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het. Nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek wil vandag met jou praat oor wat hy vooraf in sy hart besluit het. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk dit hier binne in jou hart ten opsigte van vrygewigheid vir God? Hoe lyk jou hart?
Want dis 'n hartsaak. Dis iets wat jy op jou eie, daar waar jy is by jou huis, in jou kamer, op jou stoep, as jy gaan sit, dan sit jy en dink, en dit is hierso, 'n beplande, ek sê altyd, ek is 'n beplande persentasiegewer. Ek het gaan sit, ek het gesê, Here, as U vrygewig is, wil ek vrygewig is, ek het my hart gaan meedeel, rakende, hoe sien ek finansies, hoe dink God daaroor? Dis iets wat jy in jou hart moet besluit. Vrygewigheid, vrywilligheid, is 'n hartbesluit. As die offer wat jy gee, as dit nie vrygewig is nie, dan kom dit nie uit jou hart uit nie. En dit sluit aan by wat Jesus sê. Matteus 6 vers 19 tot 20. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak. Toe Jesus sit daar, sit 'n klomp mense voor hom. Gaan lees bietjie na oor die mense wat hy hierdie gedeelte voorgegee het. Was nie ryk mense nie. Was normale werkers, mense wat, gaan lees die hele hoofstuk, dan sê jy sien, dis mense wat van die hand na die mond geleef het. Dis mense wat meestal minder as ons besit. Dis waarvoor hy hierdie teaching gee. Hy sê, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar is jou hart. Eerste plek praat hy hier van twee dimensies. Ek wil hê jy moet hoor wat die hoorder wat daar gesit het. Wat het hy gehoor? Want ons in ons westerse beskawing hoor iets anderste. As ons hoor hemel en aarde, as ons hoor hemel, dan dink ons aan eendag, doorver, na die dood, daar eendag, as alles tot 'n einde kom, dan hemel. Dis nie wat die Jood daar gehoor het nie. Want 'n Jood het, as hy gepraat het, gaan kyk die hele Bybel, as hy praat van hemel en aarde, het 'n Jood geweet, praat hy van skepping. Die Here het twee dimensies gemaak, hemel en aarde, sienlik en onsienlik. En die Jood het geglo dat in die onsienlike, in die hemele, is waar die troonkamer van God is waar God woon. Dit stem ooreen met alles wat Jesus ons kom leer. Hy sê, so met julle bid, onse Vader wat in die hemele is. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Waarvandaan kom die koninkryk van God? Kom van die hemele af, kom van God af, kom na die aarde toe. Soos dit in die hemele is, so ook op die aarde. Nou kom die Bybel hier, en hy sê, luister, as jy vir jou 'n belegging wil maak, hier's wat jy moet leer. Moenie vir jou 'n belegging maak hier in die tydelike, hier waar as hy verder gaan, dan praat hy van die heidense nasies, hulle leef net vir hierdie aarde. Moenie vir jou hier goed bymekaar maak, net op aarde nie. Wat het daai een ou eendag gesê? Die doodskleed het nie sakke nie. Want as jy hier weggaan, gaan jy met niks weg, ons almal. Hy sê, maar maak 'n belegging waar? By God, by die koninkryk. Dis dalk hoekom hy sê, soek eers die koninkryk. Die koninkryk van God, maak daar 'n belegging. Hoor wat sê hy? Ek wil gou jou aandag hierop hê. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Hy sê nie, waar jou hart is, sal jou skat wees nie. Want ons almal se harte behoort aan God. Nee, dis nie wat hy sê nie. Onthou, dis Jesus homself. Hy sê, waar jou skat is, waar jou belegging is, daar sal jou hart volg. Dis soos 'n ou, ek praat nou nog met 'n ou hier in die kerk, ek sal nie sy naam sê nie, ek sal hom net so beloer. Hy sê vir my, jy het nou baie goud gekoop. Goud, want jy moet nou blykbaar in goud belê. Ek weet nie. Hy sê, maar Jaco, ek verstaan een ding nie, ek het nooit die goudprys dopgehou nie. Toe sê my makelaar, koop goud. Nou koop ek goud. Hy sê, jy kyk 2 keer 'n dag na wat is die goudprys, ek check net alles uit. Dis presies wat dit is. Waar is jou belegging? Daar gaan jou hart volg. En daar waar jou hart is, wat is jou hart? Jou hart is jou oortuiging. Jou hart is daai onsienlike, ek wil amper sê world view wat jy het,
Want ergens af maak jy 'n besluit. Kyk jy na goed, dis daai ingesteldheid wat jy het, dis daai beheerkamer van jou lewe, is jou hart. Hy sê, daar waar jou belegging is, daar sal jou beheerkamer volg. So hier's die vraag, wat beheer jou? Hier's die vraag, het jy 'n belegging in die hemele, by God? Maak jy 'n belegging daar? Kan jy verstaan hoekom ek vir jou sê, ek wens ek was nie 'n predikant as ek met jou die goed praat nie. Want hoe lyk jou belegging? En daar waar jy jou belegging maak, daar waar jy glo, dis die koninkryk van God. Ek belê in die koninkryk van God. Hoekom? Sodat die koninkryk uitgebrei kan word. Laat die koninkryk kom. Laat die boodskap verkondig word. Dis hoekom ek 'n belegging daar maak, en daar waar my belegging is, daar volg my hart. So waar is jou belegging? Check hom. Jou hart en jou skat is onlosmaaklik van mekaar. En dan gaan hy verder. Daai selfe hoofstuk, dan gaan hy verder. Dan sê hy, moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet en wat sal ons drink nie? Want dis soos die groep mense waarmee hy gepraat, was nie ryk mense nie. Was wat in die hand aan die mond geleef het. Hy sê, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek? Dit is immers alles dinge waarna die heidense nasie soek. Maar, julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar, soek eers die koninkryk van God. Dis in die lig van hierdie hele konteks. En sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So ek wil jou vanoggend help. Deur te sê die Bybelse beginsel is, maak 'n belegging by God. Maak 'n belegging in sy koninkryk. Hoekom? Sodat die liefde, die liefde wat jy ervaar het, dat dit weer sal uitvloei na ander toe. Dis presies waaroor die hele 2 Korintiërs gaan. Die armste van die armste gemeente besef iets van, hulle moet 'n belegging by God maak. Die gemeente van Macedonië, die gemeente van Korintië, hulle neem 'n offerande op, sodat die evangelie, die boodskap, wat na hierdie klomp Jode toe gaan, kan jy glo, die nie-Jode sorg nou vir julle. Kan jy dink wat se impak, boem, het dit gemaak op hulle lewe? As ons as gemeente 'n belegging maak in die kinderhuis, of in die babies, die vrouens wat babietjies kry, ons maak 'n belegging, kan jy dink wat praat daai pakkie, wat praat daai goed, wat ons vir mense help by gee? Dis waarvoor ons 'n belegging in die koninkryk van God maak. Jy bou 'n belegging daar. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie goed sal buitendien vir jou bygevoeg word. Dan gaan hy verder, dan sê hy sê niemand kan 2 baase dien nie. Dit is baie interessant in die Bybel. Die Here praat amper net hier oor 2 base. En hy is die groot baas. Hy sê, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê. Onthou in daai tyd toe hulle geskryf het, dit was base en slawe. Dit is die konteks, né? En hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die Arameese woord vir, eintlik vir eiendom of vir wealth. Hy sê, onthou die Bybel het geen issue met rykdom of armoede. Dis nie die issue. Die issue van die Bybel is, waar is jou hart? Waar maak jy 'n belegging? Hy sê, jy kan nie 2 baase hê nie. Want ek kan nie vir die slaaf sê, as 'n slaaf 2 baase het, dan sê die een vir hom, gaan haal die besem, die ander een sê, was die kar, en weet jy wat doen, hardloop in die garage vas. Want hy weet nie, as die besem in die garage, of waar is, hardloop in die deur vas. Jy kan nie, jy het 1 baas. Maar onthou wat sê die Here vir Timoteus, hy sê vir Timoteus, en ek dink dis meeste van ons wat hier sit, hy sê vir Timoteus in Timoteus 6 vers 17, hy sê vir die ryk mense, om hulle harte te bewaar van hebsug, hy sê, moet hulle leer om te gee. Waar maak jy 'n belegging? Waar belê jy? Het jy 'n belegging by God?
Het jy 'n belegging waar rot en dit nie kan verniel nie? Het jy daar 'n belegging? En onthou, ek het net gou gesê, vir die weduwee, wat die 1 penning gegee het hy gesê, jy het die grootste belegging gemaak. Gaan nie oor die bedrag nie. Gaan oor jou hart. Waar is jou hart? Dis dalk hoekom Spreuke vir ons sê, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hoe dink jy oor die goed? So wat ek jou wil aanmoedig in hierdie reeks is om te sê, gaan dink hoe jy dink oor finansies. En as ek jou kan aanmoedig vandag, dan sê ek, Here, maak 'n belegging by God. Ek wil afsluit deur, kyk wat skryf Paulus vir die gemeente in Korinte. Hy sê, en God is magtig om alle genade het nie net te doen met jou redding nie. Genade het te doen met jou lewe. Om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Dis die belegging, dis die skat. Hy sê soos daar geskrywe is, hy wat wyd uitstrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly vir ewig. En hy wat saad aan die saaier voorsien en ook brood as voedsel, hoor nou mooi, sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder, en hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Geregtigheid, getrouheid van God, geregtigheid, setting things right. Getroue liefde van God, sal hy laat toeneem. Die vrug, maar wat is die geheim? Hy sê daar sê, en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Die vrug, jy sal al van eet. Ek weet nie hoe werk hierdie goed nie. My eie lewe het ek al gesien. Die vrug, wat ek eet van die belegging wat ek maak. En ek maak nie 'n belegging om 'n vrug te eet nie. Dis net 'n logiese gevolg. Dis net hoe dit is. So ek wil jou vandag uitdaag en vir jou sê, ek weet nie waar jy is in jou lewe nie. Maar dalk het jy nodig om ergens op jou stoep te gaan sit, 'n vuurtjie aan te steek en diep te dink oor waar maak jy 'n belegging. En my vraag is, maak jy 'n belegging in die koninkryk van God? Is dit waar jou skat is? Is dit waar jy 'n skat het? Ek wil jou aanmoedig. Maak vir jou skatte by mekaar, by God. Niks te doen met die kerk nie. Te doen met hoe jy sien. En daar waar jou skat is, die Bybel sê daar gaan jou hart ook volg. Daar gaan jy begin om jou tyd en jou talente en jou gawes te gee vir die uitbreiding. So dink kom deur. Ek het nou so ruk terug gesels, ek en Norman, en uiteindelik so wonderlike getuienis. En toe ek nou vandag oor hierdie praat, en toe ek vir hom gesê, hy moet ergens in hierdie reeks, moet hy vir ons net bietjie kom vertel, wat die Here vir hom gedoen het, en eintlik die lesse, wat die Here vir hom geleer het, oor die afgelope ruk in sy eie lewe. So Norman, kom hier na vore, ek wil hê my jou storie kom vertel. Het was so 'n mooi storie wat hy my vertel het. Wat net aansluit by hierdie tema, en hoe die Here vir hom kom voorsien het. En ons almal gaan deur seisoene van die lewe, né? Partykeer het ons baie, partykeer het ons min. Norman het ook so 'n storie van partykeer het hy baie gehad, partykeer het hy min. In die min het hy vir die Here gevra, Here, waar is jy? En toe op 'n dag, omdat hy getrou was, hy die belegging gemaak het deur die jare, partykeer baie, partykeer min, maar hy die belegging vir hom 'n skat. Dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan nie daaroor nie. Maar hy het vir hom skatte bymekaar gemaak in die hemele. Toe kom die Here op 'n wonderbaarlike manier. En die Here gee vir hom sekere goed wat hy eers later kon betaal het in vandag se terme. Dit klink onmoontlik.
En toe ek die storie eendag, toe hy my die storie vertel, sê ek vir hom, Norman, kom vertel ons jou storie. So Norman, vertel ons jou storie. Hulle wil ook hoor. Nee, dit is 'n lang storie. Hallo julle. Ek dink ons begin maar by daai foto. Daar sien julle blessing, faith and prayer. Nou, ek is 'n boorkontrakteur. Ek doen hierdie core drillings, as hulle sal sê en so aan. En man, ja, dit maar sulke siklusse geloop. En so 4 jaar terug, 4-5 jaar terug, down and out, niks. Sukkeljong, ry 'n klein 1400 bakkie wat ek geërf het by my ma en baie jammer vir myself. Geleenthede kom op vir werk, weer nuwe werk en ja, ons kry die werk. Ons kry die eerste een voordat ons die werk kry. Toe koop ons hierdie masjien Faith, die middelste ene. Ons het Faith gekoop. Ek het geglo ek gaan daai werk kry. Faith gekoop. Daarna toe groei dit. Weer eendag moet ander werk gaan doen. Een masjien is daar. Ek het nie op die einde van die dag kry ek vir blessing. Nou oom bel my, sê vir my man, kom vat hierdie masjien. Ek kom maar by die oom, hy sê, ek sê vir hom nou, moet ek jou, hoeveel moet ek betaal? Hy sê nee, ek vat hom. Dis joune. Bless jou met hom. Ek sê, is ernstig? Hy sê, ja, is ernstig. Bou jou besigheid. Hy sê, daai masjien het my besigheid gebou, bou jy jou besigheid. Groot kind van die Here die oom. En hy het my gebless. En ja, so ruk terug het ons vir prayer gekoop. Soos julle sien, prayer is daar aan die kant nog toe met 'n seil en dit was 'n gebedsaak want maar prayer gaan hierdie week begin werk. Ons het prayer reggemaak. Prayer is geverf, nog mooier as daai. Prayer gaan hierdie week begin werk. Jy weet, so dit is wat ek daar ingesit het. Maar hoe dit begin het, die journey is dat, kom ons gaan na daai eerste slide toe asseblief van saad. Daar sê, wel, ek noem dit natuurlike saad. En ek het begin toepas wat Malagi 3 vir my sê, ek lees die New King James Version, dis wat ek lees. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Nou weer baie mense het 'n probleem hierso. You are under a curse. Nou wat met my gebeur het, ek het vroeë jare ook baie geld verdien, baie dinge gehad, groot besigheid en dies meer en ja, mense karre gegee, motorfiets en die gegee en daai gegee, maar my saad wat ek gegee het op verkeerde grond geval. Want ek het nie meer regte hartsbeginsel gegee nie. Ek het gedink ek doen goed, want ek wou gesien word. En dit was verkeerd, totaal en al verkeerd. En op die einde van die dag, ons gaan by nommer 1, eerste been, toe begin ons hierdie wiskunde te ontwikkel, die tafelteorie, ek noem dit my tafelteorie. Eerste been, natuurlike saad, my 10%. Nou baie kan nie 10% gee nie, ek verstaan dit, vandag se ekonomiese omstandighede, ek self was ook daar, maar weet jy wat, begin soos daai weduwee wat die 1 penning gegooi het. Ek het begin, bietjie. En hy sê daar, bring your whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Hier is my stoorhuis. Vandag noem ons dit, ons is vennote. Ek is trots op om 'n vennoot te wees. Want dis waar ek my belegging maak, my kerk. Dit is waar ek my voedsel kry. Hy gee my voedsel, dis my voedsel. So hierso is my belegging. Ek sit dit in my stoorhuis in, been nommer 2. Dan, soos julle sien daar, ek bring my tithe, my 10de. Dis nou my saad wat ek saai, vat dit na my kerk toe. Want die Here het nie jou geld nodig nie, maar die werk van die Here het jou geld nodig. Ons betaal hierdie saal, die gas vir daai heaters, die lekker koffie, die band, goed, you name it. Daarom geld moet ons gebruik om dit te doen. Dit moet van iemand afkom. Ons gee ons deel. Ons is nou vennote. En jy gaan nie 'n goeie, daar's nie een finansiële plek daar buitekant wat vir jou return gaan gee soos hierdie investment nie. Guaranteed. Dan gaan ons en dan sê hy, ekskuus as jy net weer terug gaan daarso, want onthou net, nou sit ek dit in die kerk en nou sê die Here daar, toets my, test me in this. Dis die enigste plek in die woord waar die Here sê, test me. Toets my. Okay, gaan weer aan, nommer 3. Nou kom ons by die 3de been, dan sê hy, see if I will throw open the floodgates of heaven. Onthou nou, my natuurlike saad het ingegaan na die stoorhuis toe, my kerk waar ek dien, van daaraf gaan dit nou in die geestesrealm in, van die finansiële raad, die hele kerkgroep, almal bid oor daai finansies. They bless it. Want jy het dit ingebring. Nou kom die dividende. Nou is dit in die geestesrealm, been nommer 4. Right. Dit nou daar in die geestesrealm, nou kom daai geestesrealm terug. Wat hy sê daar so, see if I will not open the floodgates of heaven. So my saad was eers saad,
kerk toe, waar ek dien, my stoorhuis, van die stoorhuis geestesrealm, van die geestesrealm of terug, weer natuurlike saad. En daarso sê ek, natuurlike saad, geleenthede, deure wat open, die Here connect jou met die regte ouens, met wie jy kan besigheid doen, mense bel uit die bloute uit, hoor jy, kan jy dit vir my doen, kan jy dat doen, yes, ek kan jou help, wanneer, ons kan jou môre help, wen ook al, jy word geconnect, en op die einde van die dag, daai geleenthede en deure wat oopgaan, gee weer vir jou natuurlike saad, en daai saad gaan terugkom na jou toe, en jy gaan weer aan, en dit is 4 bene van 'n tafel, jy kan nie een van daai bene wegvat nie, dan val die tafel om, en dis maar net wat ek in my hart toegepas het, want die pen het gedrop, my ma het altyd gesê, my kind, yes, en praat ek met ma, en sê sy, ja, sê die finansies is swaar, en sy sê, my kind, betaal jou 10de, die Here praat met jou, betaal jou 10de, jy sal sien, die Here sal voorsien, en ek het dit nie gedoen in die begin, vroeë jare, ja, toe ek net gered was, ja, ek het dit nou gedoen, die Here gaan vir my baie gee, verkeerde attitude, verkeerde idees, dis 'n hartsbeginsel, nou, as dit 'n hartsbeginsel is, uit die hart uit, en dit werk, dividende betaal oor en oor, so ja, dis my 5 sent. Baie dankie, ek dink, baie dankie Norman. Ek dink die mooi van die storie is wat Norman gesê het in die moeilike tye, in die tye wat het met hom swaar gegaan het hy aanhou belegging maak, skat, belê. Het gaan nie oor hoeveel of dit is glad nie waar dit gaan nie. Maar hoe die Here gekom het, wat hy nou nie gesê het nie, met daai eerste boormasjien 5, het die oom na hom toe gekom en vir hom gesê, jy kan die boormasjien gebruik en jy kan my later betaal. Is dit nie 'n wonderwerk nie, want eintlik werk dit nie so nie. Eintlik betaal ons eers en dan kan ons gebruik en dan het die oom vir hom gesê, hier is die boormasjien, as jy klaar die werk gedoen het, kom betaal my dan. En dit was net iets wat, toe hy dit vertel, toe sê ek, yes Here, dit is net hoe die Here werk, dis daai goed, dis daai connection wat die Here met jou, hoe daai goed werk, ek weet nie, dis 'n misterie, maar dis 'n werk van die Gees. Ek wil jou net vanoggend kom aanmoedig, baie dankie Norman hoor, ek wil jou net vanoggend kom aanmoedig, ek dink die beginsel bly, die beginsel bly, wat gaan in jou hart aan? Dis 'n hartsaak, en ek wil jou aanmoedig, kos vertrou die Here, so, en dis 'n pad wat jy met die Here moet loop, baie van julle wat hier sit, gee gereeld, jy het 'n belegging in die koninkryk van God, ek sê jou nooit kan oortuig om nie te gee nie, want jy glo daaraan, want jy het die pad geloop, so, en vir die wat nie, dis 'n exciting pad hoor, dis rarig, kom maak ons oor toe, dankie. As julle na die tyd met Norman wil gaan praat, is julle welkom. Ek wil vanoggend vir jou bid, en dan gaan Arne hulle afsluit met 'n lied. Maar ek wil vanoggend vir jou bid, want as dit by finansies kom, is dit iets wat in jou hart moet gebeur. Dit gaan nie oor baie of min nie, dit gaan oor jou hart. So Here, ek wil vandag na U toe kom, en ek wil vir ons almal bid. Ons almal dink aan môre. Ons almal dink aan, Here, wat gaan gebeur as ek eendag moet aftree? Here, waar gaan dit? Ons almal dink aan ons kinders. Hoe gaan ek vir die kind voorsien? Hoe gaan ek dit? Ons almal dink aan. Maar dankie dat ons vanoggend kan kom en ons wil sê, loop met ons elkeen 'n pad. Ek bid dit vandag, o Heilige Gees, loop met ons elkeen 'n pad. En laat ons sal begin op die plek kom, waar ons vir ons 'n skat by U bymekaar maak. Dis anders. Dis anders. Ek bid dit, Here. Dis
is daar iets wat hulle in hulle harte besluit het, soos die skrif sê. Dat iemand ons elkeen in ons harte 'n pad sal loop. En ek dank U daarvoor. Dankie dat U ook geduldig is, en dankie dat U ons liefhet. En dankie dat U ons wil lei na groener weivelde. Ons eer U daarvoor. Dankie dat U ons liefhet. En dankie dat U altyd besig is met ons harte. Ek bid dit in Jesus naam.